So groot is die voorreg soos elke ander oggend om jou te groet in die naam bo elke naam. Die naam van Jesus Christus, soos die son daar oor die horison opkom. So kan ons staat maak op God se genade, op die Here Jesus se geregtigheid wat hy vir ons gebring het. Ek wil vanoggend vir jou sê, naas die boodskap van gister van swakheid en waar die Here ons sterkte is in daai swakheid, wil ek vanoggend vir jou sê, weet jy wat, die Here rig 'n man op in die ou verbond met die naam Elia en hy stuur hom na Agab die koning toe en sy vrou Jezebel. En weet jy wat, hy sê vir die koning, kry al julle Baal profete bymekaar en stuur hulle na die berg van Karmel toe. Ek gaan vandag vir julle bewys in die naam van die Here dat die God groter is as julle Baal profete of julle afgode wat julle dien. En so daar gekom, sê Elia vir hulle, roep julle God aan. Hier's 2 altare, julle bou julle altaar, ek my altaar, julle dier wat julle gaan offer vir julle God en ek my dier wat ons gaan offer vir ons God. En hy sê vir hulle, begin julle God aanroep, dat hy vuur op hierdie altaar sal uitgooi. En die Baal profete het gebid en hulle het gedans, hulle het hulle self gesny, hulle het hulle klere geskeur, hulle het allerlei dinge gedoen. So tot so 'n mate dat Elia met hulle spot en sê, slaap julle God dan. Weet jy, en Elia, na hy vir hulle soveel kans gegee het, roep hy die naam van God aan. En God stuur vuur uit die hemel uit en hy sit vuur op hy altaar waar het glad die kante afloop. Wat se waarheid kan ek en jy as 'n Nuwe Testamentiese gelowige hier uittrek? Weet jy, ons moet wegkom van ons afgoddienste af. Ons moet wegkom van dinge in die wêreld wat ons so bo God ag, bo die Here ag. Dalk is dit geld vanoggend, dalk is dit jou lewenstyl, dalk is dit jou groot huis of jou mooi kar, of wat ook al dit mag wees. Weet net, God is bo dit alles. En God moet vereer word en verheerlik word en aanbid word bo dit alles. Die feit dat jy jou oë vanoggend geopen het, dat jy vanoggend na hierdie woord kan luister, is 'n wonderwerk op sigself. Want weet jy wat? Die Alfa en die Omega het besluit om jou wakker te maak vanoggend. Dink bietjie weer daaroor as jy dinge van die wêreld so hoog ag. As jy dit wat jy in die wêreld sien, jou klomp geld, jou bankrekeningstatus, of hoe mooi jy is, of hoe groot jy gebou is, of wat ook al dit mag wees, weet net dat God is groter as dit alles. Jy weet, Johannes skryf in 1 Johannes 4:4, groter is die God wat in jou is, as die God van hierdie wêreld. En dit is natuurlik Satan, die prins van duisternis en sy booswagte. Moenie toelaat dat jy mislei word deur hierdie Satan om afgode te dien, hoër as wat jy God dien. Wees in die woord gefestig. Staan op die woord van die Here. Plaas jou hoop en jou geloof in die Here. En jy sal sien, die son sal in jou lewe skyn, soveel dat jy daai lig in iemand anders se lewe kan laat skyn. Onthou net, ons is geroep as profete vir nasies. En Matteus 28:19 sê, gaan uit en maak disippels van alle nasies. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Leer en onthou hulle uit hierdie woord uit, sodat hulle dan weer in hulle beurt ook hierdie disippels kan gaan maak. Sodat ons 'n kerk vir Christus Jesus sal wees, wanneer hy verskyn, wanneer hy sy kerk kom haal, wanneer hy sy bruid kom haal, wat ook die kerk is, dat ons die bruilof kan ingaan met genoeg olie in ons lampe, met genoeg leiding en krag van die Heilige Gees. Ek is pastoor Gary, brood en water, 5 minute woord groete, en weet net, Jesus is baie lief vir u. Amen.